Heimwee. Vandag het ek geen ander titel vir hierdie woorde wat ek op papier wil neerskryf nie. Vir die eerste keer in meer as 20 jaar slaap ek en Louis vanaand weer op Hebron. Hier waar ons 20 jaar gelede weggetrek het, terug Nieuwbad toe, Namibië toe. Dit voel soos 'n leeftyd tussenin. Dit was die dag na Kersfees 2000. Ek het so gehuil toe ons die familiegroet in die pad noorde toe vat. Tog het ek geweet, dit was wat ons toe moes doen. Al het dit vir baie mense dom en onlogies gelyk. Ons gaan terug na 'n plaas waar daar net 12 beeste op was en die res van die plaas verhuur word. Hoe onlogies is dit nie? Tog was dit die begin van 'n nuwe seisoen wat ons Vader met ons geloop het. Ek sal jou nooit los nie en nooit verlaat nie. Hoe moeilik dit ook al by tye was, hy het altyd vir ons deurgekom en vooruit gegaan. Hy was en is steeds ons voorsiener. Geld was nooit volop nie, maar liefde en waardering vir mekaar wel. Vriende en familie wat bystaan en ondersteun, was so deel van God se genade. Droogte weer eens, swak beespryse, as ook kinders se opvoeding hier in die Kaap, was maar vele van die finansiële uitdagings wat ons moes oorkom. Later het ons weer die hele plaas geboer met landbankgeld en moes alles weer verkoop, toe die droogte ons vir die soveelste keer plattrek. Ons het 'n gasteplaas begin. Ek het handsakke gemaak en konfyte gekook, net om die pot aan die kook te hou. Tog het die vakansietye saam met die kinders, familie en vriende soveel kosbare herinneringe aan ons vasgelê, dat ons dit vandag steeds soos parels in ons harte bewaar. Ons het gelag, gejag, vleis gewerk en saans om die vuur gekuier tot laat aand, soms konsert gehou en liedjies gesing en laat aand op die sitkamermat gedans met Louis se longplayers op die draaitafel. Van Lionel Richie tot by Mango Groove en dan so 'n bietjie Duitse musiek tussenin. Wanneer die kinders weer teruggegaan het koshuis toe en ons hulle eers weer 3 maande later sou sien, het my hart gepyn. Saterdag en Sondag het ek werklik fisiese pyn ervaar wanneer ek aan hulle gedink het. Ons wou hulle egter die beste opvoeding gee wat ons kon. Die beste van 2 wêrelde, al moes ons onsself tekort doen. As ek hulle gesigte in die busvenster al kleiner sien raak, het ek al stiller geraak en al my tissues waternat trane afgevee. Vandag kan hulle self handhaaf in 'n baie wêrelde en ons is diep dankbaar. In 2010 verkoop ons die plaas. Die finansiële druk het net te veel geraak. Familie het selfs voertuie gegee, ons was dankbaar, maar kon ook nie verstaan dat die wiel dan nie vir ons draai nie. Ek het soms veld ingestap en ten hemele geroep, tot op 'n dag toe ek ervaar dat ons Vader sê, daar is 2 woestyne. Die een is soos die Israeliete in die woestyn wat nie die geloof gehad het om die beloofde land binne te gaan nie. Die ander een was toe Jesus klaar gedoop is en die Heilige Gees hom woestyn toe gelei het. Daar het hy 40 dae gebly, waarvan ons niks weet nie, behalwe toe Satan hom aan die einde kom versoek het. Daai woestyntyd was, glo ek, Jesus se opleidingstyd vir sy werk op aarde. Toe weet ek dat ons 'n woestyntyd beleef. As ek terugdink, dan was daar baie wat in daardie tyd in ons binneste gebore is en wat ons geleer het. Ons het 'n proses deurgaan waar ons al nader aan ons Vader gekom het, die gemeenskap gedien het, rasseverhoudings gebou en versterk het en gehelp het met 'n baie arm skool. Ons het baie uitgegee en saad gesaai. Ons Vader weet. Nou na 'n klompie jare in die strand, is ons reeds 2 jaar terug op Citrusdal op Jansekraal. Gerrit, ons seun, werk vir my broer se besigheid, ALG boerdery, en bly reeds 1 jaar op Hebron, waar hy gebore is.
asof 'n sirkel voltooi is. Ons slaap vanaand in sy huisie. Dis juis hier waar ek nou sit en uitkyk na soveel bekende stukkies tonele en my gedagtes hardloop wye draaie. Hoeveel het ek nie in hierdie afgelope klompie jare ervaar nie? Hoeveel het nie gebeur nie? Ons het 'n oupa, ouma geword, 'n groot vreugde en voorreg. In hierdie tyd het ouma Rita, ouma Louie, oupa Dries Bokkie en broer Gerrit ons reeds vooruit gegaan na die ewige lewe. My hart ween soms tog so baie oor my broer, wat so skielik en voortydig van ons weggeneem is. Ek het net nou toevallig weer op die foto's afgekom, waar hulle by Lilongwe kamp en eet, min wetende, dat sy daar op aarde toe so min was. Hier op Hebron het ons twee destyds een aand, toe die kinders klein was en ons gades weg was, styk gebraai en wyn gedrink en lekker gekuier. Hy het soms sulke onverwagse, onbeplande dinge gedoen. Ek dink aan sy verrassingsbesoek aan my toe ek my vingers op die plaas verloor het. Dan sit die trane vlak. Ek kyk nou die mooiste musiekvideo, waar so baie in die Kalahari geskied is, en weer eens ween ek oor tye, wat dalk so anders kon wees, en 'n verlange na kameeldoringbome, grasvlaktes, aande onder die sterrehemel in die veld, die houtstoof en die mieliepap, die kachelvuur en die donderstorms wat al blitsende naderkom. Jy ruik die reën naderkom en dan dreun die druppels op die sinkdak. Ag, ek verlang sommer vir Poppie en Kanini en Elsie en weet niks kan ooit weer dieselfde wees nie. Nieuwba leef nou voort op bottels wyn, waar Susan ons dogter die plaas se naam verewig het. Met elke soort wyn reis ons saam van pos 1 na pos 6 en in ons gedagtes sit en wag ons vir 'n kudu of skuif die bees na 'n ander kamp. Nieuwba sal altyd in ons harte vasgemaak wees en leef. Oor Hebron het ons Vader gesê, My hand will rest on this mountain. Amen.